Ons is op die platteland, jou. En, soos 'n baie bekende musiekgroep gesê het, dis hemels op die platteland. Soveel meer as jy by ons rust gastehuis ja, is. opgebabes. Opgebabes. Dit lyk soos 'n lushof, nee. Ek Maar kan dit nie wag is 'n om in te totale gaan. lushof, want kyk jy al die groen. En die Dit hoor maak die my- voëls en jy ja. Ons kan nie wag nie. Ja, maak Windhoeker se oë seer al die groen. Kom kyk saam met ons. Of ons in 'n oerwoud en 'n paradys sit. Ek is saam met Konrad Vermaak. Jy is die baas en die meesterbrein agter ons rus op Gebabes. Welkom Konrad. Sê vir my, verduidelik bietjie gou eers vir mense, waar is ons rus? Ons rus is in Gebabes, Rugbystraat 95 en eintlik in 'n ou woongebied van Gebabes. En ja, ons het hier beginne in 1997. Liewe aarde. Ja, toe het ons besluit dat ons gaan met die pad wat deurgaan Botswana, dat ons 'n plek moet begin om vir mense 'n plek te gee om te rus. Ja, dis waar die naam vandaan kom. Dis waar die naam vandaan kom. Die naam kom maar eintlik is die naam oorspronklik van 'n stuk grond wat ons op groot geword het of gedeeltelik groot geword het in die suide van Namibië. Ja. En ek het toe my pa nou besluit hy wil die plaas verkoop, het ek gedink kom ek gebruik hierdie naam pas so mooi Perfek, ja. by 'n plek om te rus. Ja. En hy het ons rus hier geskep. Dit is vir die so mense. mooi met die mooiste bome. Dit is absoluut asof jy in 'n jou eie private wêreld is. Vertel 'n bietjie vir my toe jy nou begin het in 1997. Wat was alles hier? Was dit net 'n huis op die erf? Ja, o genade, 1997 wat hier was hierdie boom. Okay. En een boom in die voorkant. Ja. En die res wat ons hier sien, het ek geplant en gebou. Liewe ouers, met alles self gedoen. Alles self gedoen met obviously mense wat saam gewerk het om vir al die geboue. En die huis voor was die enigste gebou wat hier was en 'n garage. So en toe het ek besluit om die plek nou aanneemlik te maak is om dit nou te verander en plekkies by te bou en 'n area te skep waar mense kan voel hulle is tuis, dis warm en hulle voel gemaklik en dis stil. Ek dink dis belangrik dat mense voel hulle rus hierso en dit was jou plan van die begin af Konrad om gastehuis, so met ander woorde ek aanvaar nou dit is 'n bed en ontbyt tipe van opset. Dis nie self onderhoudend nie of hoe werk dit? Ja, wat ons doen is dis nie selfonderhoudend nie, alhoewel elke gastekamer het sy eie braaiplekkie. So indien gaste nou kom en hulle voel hulle wil nou braai, is daar 'n plekkie waar hy kan sit. Daar's 'n braaiertjie en hy kan homself geniet. En dan doen ons op navraag doen ons ook middagetes en aandetes. So, maar dit is op bestelling spesifiek. Maar wat ons insluit by ons akkommodasie is die ontbyt. Sou iemand verkies om ontbyt te eet. Is die kamers, is dit enkelkamers, dubbelkamers of hoe het jy so 'n verskeidenheid van elkeen? Ons het nou 'n verskeidenheid. So of jy nou een persoon is en of jy nou 4 mense is of 'n familie is, vir elkeen is daar iets beskikbaar. So van ons kamers het 4 beddens van hulle het ek. Okay, was jou familie-eenheid, ja. Ja, jou familie-eenheid met jou 'n king size bed met enkelbedjies en dan van hulle het net 2 3/4 beddens. So
daar's iets vir almal. Sjoe. Ja. Hoeveel kamers het jy, Konrad? Hoeveel mense kan jy Ons het akkommodeer? eintlik 6 kamers waarvan ons omtrent 18 mense kan akkommodeer. Okay. En ja, dit is ons huidiglik. Ons kan nog uitbrei. Ja. Ons wag dat Gobabis net 'n bietjie groter word. Ja, ja. En omdat dit belangrik is dat die besettingspersentasie Natuurlijk, moet ja. goed wees voordat jy Voordat jy nou sulke nuwe nog goed kan aanpak. uitbrei, ja. Jou gaste wat hier kom, is dit meestal mense toeriste wat uit Botswana se kant kom Jo, of dis baie kom kuier interessant. Namibiërs ook vir jou want dit is regtig so mooi. Ons grootste groep kuiergaste is Namibiërs. Regtig. Ja. En dit verskil van seisoen tot seisoen. Ja. Ons het mense wat in vakansieseisoene uit Suid-Afrika, Botswana hier verbykom en veral Swakopmund gaan besoek. O ja, natuurlik. En dan nou ook ons ons hulle overland travelers Ja, wat ja. nou, jy weet, Namibië besoek. Ja. En dan ons grootste ondersteuners, dit het geskuif. Vroeger was dit baie meer toeriste en maar die klem het geskuif ook na locals, ons bestaande mense uit Windhoek, Namibië. Ja, ja. En dit is hoofsaaklik begrafnisse, troues, Ja. mense wat kom besigheid doen. Die besigheidsmense ondersteun ons geweldig en is gemaklik hierso. En ons pas ook aan wat ons gaste van hou. Ek kan dink jou jy het al 'n baie goeie verhouding en almal ken seker vir jou Konrad. As jy nou van 97 Ja, dit is 97. Ek kom slaan Ja. my wiskunde deur. dit is tog interessant dat hier nog altyd mense kom en sê ons het nie van julle geweet nie. Ja. Nog altyd. Liewe aarde. En dan het ons ou kliënte wat nog altyd terugkom, gelukkig is en vir wie ons baie oordankbaar is. En ja, ons bied dit wat die kliënt wil hê, bied ons aan. As hy voel hy wil 'n groepie nooi om 'n vergadering of 'n tee te kom hê, Okay, dan kan hulle dit gebruik. Dan kan hulle dit gebruik. Ja, Jy ja. weet, ons het nou 'n afskeid gehad van iemand in ons dorp wat na in ons hart was en ons het hier 'n aanbieding gedoen vir hulle. Ja. So die hart is oop vir almal. Ja. En ons wil hê mense moet voel dis ook hulle woning, dis hulle huis. Ja. Dis regtig jou huis weg van die huis. Ja. En ons probeer ons tuin, ek dink is baie belangrik vir die atmosfeer en om mense te voel hulle kan ontspan nie. Is jy 'n tuinman? Hou jy van tuin maak? Ek hou van groen. Ja, ek is vir my is dit baie belangrik dat ons 'n tuin het. Ja. En ek sal graag nog meer wil plant, maar die spasie raak 'n bietjie Raak nou klein, maar ek seker af van iewers gaan ons iets kry. Ja. Konrad, jy het nou voor ons begin skiet het jy vir my vertel van die Himba groep. Vertel 'n bietjie vir my, hoe het julle twee nou of julle bymekaar uitgekom? Ja, daar was 'n Himba man wat in Gobabis bly en hy kom eintlik van die noordweste kant van Namibië op Puvo. Is hy eintlik woonagtig gewees en hulle het besluit hulle wil graag 'n groepie van hulle mense Gobabis toe bring. Ja, ja. En op een of ander manier het hulle net by my uitgekom en met my kom praat en gehoor of ons nie hulle kan promote as ek nou, wat is die regte Afrikaans? Ja, nee, is reg bemark om vir hulle ook te help dat hulle kan opstaan en die toeriste kan bekendstel en ook ons Namibiërs, jy weet, ook maar nie almal weet van die Himba mense nie. En so het ons nou in onderhandeling geraak dat hulle gevoel het dat ek vir hulle soos 'n kantoor kan wees waar toeriste kan kom luister en daar's obviously 'n fooi wat betaal word en dan neem ons hulle na hierdie Himba kamp toe waar hulle rituele al die tradisies, jy weet daai so hulle bly daar, Konrad, dit is hulle plekkie. Hulle bly daar en dan is daar nou jou handcrafts, jou krale en goedjies wat hulle maak wat mense nou kan besigtig en ook wat hulle in hulle kultuur doen soos hulle beeskraal, hulle klein huitjies waarin hulle bly en die respek wat hulle het vir elke groep. So en dan hulle probeer toe ek nou daar was van hierdie wilde wartlemoene wat daar gelê het en as hulle terugkom dan kook hulle dit. Weet jy, ons het gister opgetel en
ons het dit op ons sosiale media geplaas en die reaksie wat daarop was en dat hoe mense dit eet, hoe in die as gooi en party mense gooi suiker by, ja. En interessant genoeg, my moeder het konfyt van dit gekook. Okay. Die lekkerste konfyt. Gemsbok wartlemoen, of wat noem hulle dit? Ek weet nie, hulle is maar 'n wilde wartlemoen. Gemsbok komkommer. Nee, ek dink daai is iets anders. Is dit iets anders? Ja, dis iets anders. Matanga, ek dink hulle noem dit in hulle taal matanga. Okay. Ja, dit is so groot soos 'n watlemoen. Nee, dis nou nie wat ons die wat julle het is daai kleiner. Ja. Komkommer wat hulle van praat. Maar hierdie is 'n so groot watlemoen. Liewe aarde. Okay, so mense kan dit is nou nie verbind net of dit beperk tot julle gastehuis nie. As mense van buite kom en hulle wil hulle begin besoek, dan sorteer julle dit uit. Ja, dan sorteer ons dit uit. Hulle kom na ons kantoor toe en sê hoorie, ons wil soontoe gaan en ek maak 'n reëling dat hulle reg is om vir die toeriste te ontvang. Ja, nee, dis nie net vir ons gaste nie. Konrad, behalwe dat jy nou nog plante wil plant, het jy enige ander drome nog vir ons rust? O ja, ek dink ons rus sal graag nog 'n bietjie wil uitbrei. Dit lyk nie of hier plek is nie, maar daar is jy sal 'n manier kry. Die planne kry. is daar. Ja. En dan wil ons ook behalwe in Gobabis het ons nog 'n droom om in die Okavango daai kant toe, bietjie daai kant toe nog uit te brei, want die geleentheid is daar. Ja. So en ons het planne in plek ook vir dit. Ja. Maar ons wil graag hê mense moet tuis voel hier by ons rus en ons wil graag aan elkeen se behoefte, as ons dit so kan stel, voorsien en sorg dat hulle gemaklik is en tuis voel en voel dat hulle graag meer gereeld sal wil kom. Ek voel nou so tuis hier by ons rus dat ek gaan nou klaar met ek gaan jou nou groet en ek gaan nou iewers op die gras onder 'n boom lê. Dit voel regtig hier's 'n warmte en dit is regtig 'n huis van jou huis af. Baie dankie vir gesels, Konrad, onder hierdie pragtige bome. Nee, baie dankie en wees tuis en dankie dat julle vir ons kom kuier het. Baie dankie, Konrad. Namibia. Are you ready to explore, discover and enjoy like never before? Introducing the Enjoy Loyalty Program, our gateway to incredible travel savings across Namibia and South Africa. As a loyalty member, you unlock massive discounts on travel vouchers. Buy online and save 50%. Or join an Enjoy event and save 75%. Choose the one that fits your adventure. Explore a voucher for 1,000 Namibian dollars, a Pioneer voucher for 3,000 Namibian dollars and Voyager voucher for 5,000 Namibian dollars. It's simple. Send hashtag Enjoy to 08578 56231 and become a member today. Then, start saving on unforgettable experiences. In die ou tyd het ons gesê, die pad na 'n man se hart loop deur sy maag. Nou ja, ons leef in 'n nuwe wêreld en daai uitdrukking is nou so seksisties as wat jy kan kry. So uitspeel nou verander, want dis die waarheid. Die pad na 'n man en 'n vrou en 'n kind se hart loop deur hulle maag. En dis veral wanneer dit by gaste kom. So hier is ons in die kombuis van Onrus op Gobabis ons gesels met Colette Themburuka. Sy is die vrou wat die pad na enige mens se hart oop kook. Colette, before we start, and you're going to tell us what you're going to make, tell me a little bit about yourself. Where does your love for cooking come from? So my love for cooking started 4 years ago. Actually, I saw it from my mom. I loved helping in the kitchen, and I just saw that maybe I might take this a bit further because I was like growing into loving it when my mom was doing it, the cooking and everything. So I decided like, why don't I take this serious? So that's when I started. Okay, so you've always helped your mum in the kitchen from when you were small? Yes, I did. Now, I don't think there's anybody better equipped to teach you to cook fantastically than a mother that can cook so well. Daar's natuurlik ma's wat glad nie kan kook nie. Ons praat nie nou daaroor nie. But yes, so sy het letterlik aan
haar ma se rokspan te leer kook. What about cooking makes you love it? It's like, you know, when you're in the kitchen, it's the freedom that you have in the kitchen. The little things that you do, the spices that you take, that you mix, it's like it's freedom. Like it's the little things that you mix together and then just to make that ingredient, that something that is delicious. It's an experiment, you know. You're trying something different that you don't know. Yes. And you want to get there. And it's very creative, hey? It is very And much stimulating. And after all, the kitchen is the heart of the house. Yes. So this is, and a meal cooked with passion and love. Yes. There's nothing better than that. No. Okay. So, we're here for breakfast. Want breakfast is die belangrikste maaltyd van die dag, nê? Joernaliste is baie erg daarmee. Ons vergeet om ontbyt te eet, maar ons gaan nie vandag nie. So, breakfast. What are you going to prepare for breakfast? So today I will be preparing omelette, which will be with beef mince. And there's different type of omelettes. There's vegetarian and there's beef and all sorts of omelettes. But today we'll be doing the mince beef omelette. Minced beef. Yes. That sounds delicious. It I is. am all ears and all eyes because I cannot make an omelette for the life of me. It is a tricky thing. It just ends up as scrambled eggs. So, I'll give it over to you. You tell me what you're doing. Thank you. So we'll be starting off with our onions and garlic, tomatoes, chopping them. Being a chef for so long, have your eyes grown accustomed to an onion, or does it still sometimes get teary? Not really. Yeah? I think I got accustomed to it actually. I always think I've got it down, and then there's that one onion, that one, and it's whew. If there's one dish, or if there's one thing that you cannot cook a dish without, what would you say that is? What is always in your dish? Besides salt and pepper and that. Obviously onions. Onions, eh? Obviously. There's no dish that can be cooked. An onion is just the most remarkable Yeah, thing. it is. It's like an onion is in almost in everything. Yes. Like, And there's so much you can do with it. It's Yeah. so versatile. yes, exactly. Do you chop your garlic up or do you crush it? I chop it. Do you know how to crush garlic? I do? Do you? Yes, ma'am. Okay, but with the hand. Yes. Yeah. I had a very good friend who taught me. It just takes a whole lot of coarse salt and put the clove on it, and then take the knife, put it on, and then just press hard, and that salt crushes it for you nicely. But it's so much work. En baie interessant vir die van julle wat altyd wonder oor hierdie mesbedryf, want dit was vir my 'n groot punt van fascinasie. Fascinering, ek is nou nie seker nie. Maar hoekom mense wat geoefen is, nie so dikwels hulle vinger afsny nie? Kyk mooi hierso, sy sny daar af. Sy sny nie, haar vingers is nie uit nie, so sy's beskerm haar vingers. Sy sny so af. Moes ek op die harde manier uitvind. Maar ek het daar nog al 10 is hier. Oh, that smell. Yeah. And then of course the smell of garlic, eh? The aroma is just
It's irresistible. Yeah, it is. And you use just fresh products? Yes, I do most of the time. Where do you get them from? Do people actually grow vegetables fresh around here, or do you have to get them Unfortunately not. We buy I them in the see. Kyk hoe maklik supermarket. doen sy dit. Ja. Yeah, Chuff, the chuff. reason why the reason why you have to do it like this, even though you're not like chopping it, the garlic, when you do it like this, the flavor. Yeah, it releases the flavor, Yeah. hey? Because it's like you burst that flavor open. Yeah. It's beautiful. I think I'm too close to the onion. It's making me cry. There you go. There you go. I think I'm close to it and now it's making me cry. Okay. That's open enough. Do you cook a lot at home too when you're there? I am the only one that cooks. So that's what you literally Yeah. do all day. Yeah. What is your favorite dish to cook? Oh my goodness. I just cook different stuff all the time. So But I gather from our chat earlier, you like to experiment, hey? I love to experiment. I try everything all the time, like different stuff all the time. So And to get inspiration, do you go to the internet? Do you look in books? yeah, I do go to the internet. I mostly watch videos Yes, and of course. yeah. Can I take a minute? Can I take a minute? Yes. Can we cut? Like, onion make me cry. In die platteland kom die melk nog uit die koeie En in 'n glasbottel. en in 'n glasbottel. Dit is vir my so nostalgies. Ja. Ek onthou, op mens nou gee sal weer ons ouderdom weg. Maar ek onthou nog melk in bottels Ja, op die stoep. op die stoep, Ja. nê? So jy's baie oud, jou. Jy wil nou weer al die melk hê. O, okay. Ek wil ook nog 'n bietjie. Dit is Konrad en Colette by ons rus wat ons so so bederf. bederf met melk. En nou Liewe met 'n Ade. omelet wat skrik vir niks. Sjoe, baie dankie Baie Colette. dankie. Jy was nou in die kombuis met die bou van hierdie dit is so 'n koek. Hierdie vrou, Kan julle sien hoe hoog is hierdie omelet? hierdie vrou speel nie met 'n groot mens nie, hoor. Is dit Sy chop and change, nee, sy wil. En sy het ook vir my vertel, sy hou daarvan om, vir haar is die kombuis een groot kreatiewe eksperiment. Sy wil die heeltyd dan is goedjies sy probeer. baie spesiaal. Sy's verskriklik spesiaal. Sy's baie oulik. Maar nou ons het 'n insetsel daaroor. Ons gaan nou 'n bietjie proe. Ja, ek is nou moeg gepraat. Kom ons proe. Ons proe. Joe. O my genade. Ons gaan nou eet. Nee, ons gaan nie. Okay, ons gaan nou. Hier gaan ons nou. Ek het hom.
Lekker. Baie lekker. Asai, op Colette se omelet. Colette, Jessie, wat 'n mooi ding. Ag, jy's tog so oulik vanoggend op Colette se omelet en ons rus. Namibia. Are you ready to explore, discover, and enjoy like never before? Introducing the Enjoy Loyalty Program, our gateway to incredible travel savings across Namibia and South Africa. As a loyalty member, you unlock massive discounts on travel vouchers. Buy online and save 50%. Or join an Enjoy event and save 75%. Choose the one that fits your adventure. Explorer voucher for 1,000 Namibian dollars, a Pioneer voucher for 3,000 Namibian dollars, and Voyager voucher for 5,000 Namibian dollars. It's simple. Send hashtag Enjoy to 08578 and become a member today. Then, start saving on unforgettable experiences. Hemelse klanke. Ja, Konrad vermaak vir die klawers. Vir die klawers. By ons rus. By ons is Gobabes, Colette in die kombuis. In die kombuis. Pragtige tuine. Ja, as jy rus vir jou siel, kos vir jou siel. Rus en kos vir jou siel. Kom kuier by ons rus. Kuier by ons rus. Ons speel uit met Konrad vermaak.